Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Goeiemôre. Jee, ons is so opgewonde om vanoggend hier te wees. Ek wil net begin, ek het gevoel ek wil begin en ons wil net vir Jesus, Abba Vader, Heilige Gees, eers net kom honor vanoggend. Vir die voorreg om vandag saam as family om te kan aanbid. Vir die voorreg dat die gordyn geskeur is sodat ons vir hom kan kyk vanoggend. Is dit nie 'n voorreg dat ons saam in 'n land openlik Jesus kan aanbid vandag nie? Wat 'n voorreg. En dan wil ek sommer net vanoggend, wil ek van ons kant af, nou hoekom ek begin het, is ek en my man nou albei van praat. So ons het geching chong cha, toe wen ek. So dit is hoekom ek vanoggend kan begin om hallo te sê. Maar ons wil jou eers net, Pastor Dani, Rose, JP, Catherine, die span, Louise, elke een van julle, Armand, sommer net vir julle kom dankie sê, net honor en dankie vir die voorreg wat ons het, om vanoggend die deel van julle family te kan wees. En ons honor die huis, ons honor die leadership, en ook dit wat Jesus besig is om te doen in hierdie huis, in hierdie tyd. Ek wil sommer begin om te verklaar dat ek weet hier's amazing goed wat besig is om te gebeur hier. En ek weet Heilige Gees is besig en dan word ek altyd herinner from glory to glory. Daar's soveel meer. Ons kom en dan ervaar ons iets amazings van Jesus. En dis asof ons so vol word van hom en dan is dit asof ons vir ons sê, luister, daar's meer. En ons gebed vanoggend is dat ons almal, elke liewe een van ons vanoggend, daai nog meer van Jesus sal ervaar vandag. Dat ons hier uit sal stap, dat ons hom beter sal ken, omdat ons hom ontmoet het vanoggend. So kan ek jou uitnooi vir 'n oomblik te staan? Staan sy vir 'n oomblik, en dan wil ek hê, jy moet vir die persoon langs jou sê, net hierdie woorde. Mag jy Jesus vanoggend encounter soos nog nooit van tevore nie. Sê dit vir die persoon langs jou. Dis ons begeerte vanoggend. So, ons gaan dinge bietjie anders doen. Is julle okay met anders? Ek weet dis party persoonlikhede wat minder hou van change en anders, maar vanoggend gaan ons goed bietjie anders doen. So ons het nie woorde op die bord nie. Okay? Dis dalk klaar vir 'n paar van ons 'n groot ding, maar ek en Rico gaan regtig die Heilige Gees hulp so lei dat julle en ons deel sal wees van die aanbidding vanoggend, al is daar nie woorde nie. Is dit reg? So ons gaan songs doen wat ons dalk ken, wat bekend is en maklik is. En dan gaan ons ook baie keer tussenin gaan ons 'n bietjie stil staan dalk op 'n lyntjie. En ek wil dit so verduidelik. Ek weet nie wie ken vir Julius Megan. Ek het hom geken toe hy is 'n paar hande vir Julius Megan. Hy was 'n incredible man en hy het worship gelei. Daar word vertel dat een dag by 'n kamp of 'n worship aand het hy Jesus Loves Me, Yes I Know vir 2 ure lank gesing. Vir 2 ure. Nou kom ons dink, na 10 minute, kan ons voel, miskien moet ons dan net ietsie anders sing. Weet, kom ons sing net bietjie, ons beweeg net aan. Maar wat gebeur is, hy sing een keer en dan gaan hy, Jesus loves me, yes I know. En dan denk jy, joh, die persoon hier langs my sing nogal mooi. En dan sing jy weer, Jesus loves me, yes I know. Dan denk jy, ek moet onthou om suiker op my inkopieslys te sit. Maar wat gebeur, dan gaan jy, Jesus loves me, yes I know. Jesus loves me, yes I know. En dit word 'n openbaring in ons harte. Want ons hardloop nie deur 'n lyntjie nie. Ons staan stil om toe te laat dat Heilige Gees iets kom verander en kom vasmaak in ons binnekant. So miskien gaan ons vanoggend so 'n bietjie stil staan op 'n lyntjie. Is dit reg met julle? So join ons in. Rico het altyd hierdie grappie wat hy sê, as ons nou so 'n lyntjie herhaal, moet ons nie aankyk soos 'n vervulde McDonald's Happy Meal nie, okay? Maar word deel in daai oomblik van dit wat Heilige Gees wil doen. En join ons en kom ons kyk wat Heilige Gees wil doen. Die woord is baie duidelik daaroor. Hulle sê aanbid hom met hymns en dan sê dit ook spiritual songs en dit sê ook new songs. En daar's ook nuwe liedjies wat gebore word in oggende soos die. En dan wil ek ook sê, as jy enige tyd tydens die worship bietjie wil uitbeweeg, een kant wil gaan staan, hier voor wil kom kniel,
Daar is nie reëls vanoggend nie. Die enigste ding is encounter Jesus en wees gehoorsaam aan dit wat hy op jou hart trek. As jy gewoond is om jou hande so op te steek en jy voel Heilige Gees sê vanoggend jy moet dit so opsteek, doen dit. Aanbid hom vandag met alles wat jy het. Jesus het niks terughou nie, mag ons vanoggend niks terughou nie. Want hy is waardig, soos daai vroutjie haar olie uitgegooi het, haar parfuum, elke laaste druppel. Dis asof sy daai fles kom breek het, want sy kon nie dit weer terug sit in die houer nie. Sy het alles kom gee. En dit is ons gebed vanoggend. Mag ons vir Jesus wat waardig is, om al die lof en al die eer te ontvang. En vanoggend gaan dit nie of ons so voel of nie so voel nie, hy is waardig. En soms moet ons hom aanbid, ongeag hoe ons voel en wat gebeur, wanneer ons hom aanbid, dan kom ons emosies, ons siel in lyn met dit wat ons gees verklaar. Dawid sê, siel, hoekom is jy so teneergedruk? Kom aan, loof die Here. Hy herinner homself in tye wanneer dit swaar is en hy sê, kom loof die Here. Want ons geesmens weet vanoggend dat hy waardig is om aanbid te word. Ongeag. Laaste een, daar's 'n woord, daar's 'n Hebreëse woord tauda. Dit beteken to praise him before the breakthrough. Om hom te aanbid voor jy jou deurbraak gesien het. En soms, ek dink baie van julle staan hier so en jy vertrou die Here vir 'n deurbraak. Maar ek dink een van die kosbaarste blessings vir Jesus is wanneer ons in 'n oggend soos vanoggend vir hom kan sê, hy is waardig, al het ons nog nie ons deurbraak gesien nie. En is die deurbraak sy hart? Absoluut. En die deurbraak kom. Maar daar's iets in daai seisoen net voor die deurbraak om te sê, I will worship you in any way, because you are worthy. So daar waar jy staan, maak jou oë so toe vir 'n oomblik. En ek wil jou nooi om sommer net so in 'n fluistering, of as jy hardop sommer net vir Jesus te sê, Here, U is waardig, U is my hart. Ek is hier om U te eer, ek is nie vir enige ander rede nie. Ek is hier om U te ontmoet, en om U te worship, en U te aanbid. Ons is hier om U, Jesus, te bless vanoggend. U bless ons elke dag. But we just want to bless you in this morning. We just want to honor you in this morning. Because you are worthy to be praised. You are worthy of all our attention, devotion, focus, adoration. So we honor you, Jesus. You are holy. Yes, you are holy. This morning we worship you, Jesus. We look into your beautiful eyes. 'Cause you are holy. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Let's sing it out. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty.
holy are you, Lord God Almighty, and worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb. Amen. Oh, we glorify your name, Jesus. You are worthy to be praised. There is only one like you, Jesus. Kom ons sing dit uit vir hom volgende. Steek ons hande op, kom ons sing dit uit. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Yeah, worthy is the Lamb. You are worthy, worthy is the Lamb. You just the voices that sing it out. You are holy, holy are you, Lord God Almighty, and worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb, for you are holy are you, Lord God Almighty, and worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb. Amen. Kan ons ons stemme lig, kan ons hom 'n lofoffer gee vanoggend. Hy is so waardig. Just call out his name. He's worthy, worthy to be praised. Jesus, we worship you. Oh, we glorify your name. Yeah. For you are holy. Yes, you are holy. You are holy. Come on, sing it out to him. You are holy. Yeah. For you are holy, Jesus.
and you are holy. This morning we join in with the angels and the elders as they sing, holy, holy, holy are you, Lord. And as they cast their crowns at your feet, beholding your beauty, beholding your glory. O geliefde, hy is die een wat op die troon sit, die een met vuur in sy oë, die een met 'n stem wat klink soos hulle in die Engels sê, mighty rushing waters, die een vir wie niks onmoontlik is nie, die een wat elke dag en elke oomblik ons harte najaag. Ja, hy is die een wie ons aanbid vanoggend. I declare this morning that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Geestelik, emosioneel, fisies, mag jy dit beleef vanoggend. Ek wil jou uitnooi vanoggend om in die rivier in te spring. Los jou tube aan die kant. Los die tou. Laat toe dat die Gees jou vat vanoggend waar jy nog nie was nie. Geen net oor vanoggend. Kom uit jou kop uit, dis wat ek hoor Here sê, kom uit jou kop uit. Believe with your heart through faith that He is the great I am. Die lam en waardig is 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 die lam. Dankie Jesus. En waardig is die lam. Kan ons ons stemme lig vanoggend? En waardig is die lam. En waardig is die lam. Waardig en waardig is die lam. En waardig is die lam. En waardig is die lam. Waardig is die lam. Soos goud, wierook en myrrhe, kom lê ek my hart voor U neer. Soos goud, wierook en myrrhe, soos goud, wierook en myrrhe. Jesus, U is al wat ek begeer. Jesus, U is al wat ek begeer. Soos goud, wierook en myrrhe, kom lê ek my hart, kom lê ek my hart voor U neer. Soos goud, wierook en myrrhe, Jesus, U is al. Jesus, U is al wat ek begeer. Soos goud,
Jesus, U is al wat ek begeer. Jesus, U is al wat ek begeer. Jesus, U is al wat ek begeer. Is dit die waarheid vir jou? Jesus, U is al wat ek begeer. Jesus, U is al wat ek begeer. Jesus, U is al wat ek begeer. En sit sommer net jou hand op jou hart vir 'n oomblik. Jesus, en ek bid vir elke hart wat leeg voel. En ek vra dat U deur die teenwoordigheid sal kom en die liefde sal instort in elke hart in. En U maak my vol, sodat ek iets het om te bring. En U sing oor my, sodat ek iets het om terug te sing. En U maak my vol, sodat ek iets het om te bring. En U sing oor my, sodat ek iets het om terug te sing. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. In My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Come on, let's sing it out. Come on, sing it out for
lift you up on high, for you are worthy to be praised. U is die een wat in elke seisoen dieselfde bly. U verander nooit nie. Maak nie saak hoe dinge rondom ons verander nie. U is die konstante een. Ons rots, ons stewige fondasie. Ons kan nie help as om die naam uit te sing vanoggend nie. Die een wat waardig is, die een wat koning is. Ons sing het uit vir hom. That is who you are, Jesus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, let's sing out His name, beloved. Let's sing it out this morning. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Come on, sing it out. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Yeshua, come on, sing it out. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yahweh, 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 Yahweh.
Ons is so bewus van U teenwoordigheid. U teenwoordigheid beteken dat U teenwoordig is. En U sê U is Immanuel, God met ons. En in hierdie oomblik wil ons U kom eer, ons wil ons gedagtes kom wegtrek van alles om ons. En ons wil vir U, Abba Vader, Yahweh, Jesus Christus, Heilige Gees. Ons wil net vir U kyk en ons wil ons aandag op U rig en ons wil sê ons eer U teenwoordigheid. Ons eer U teenwoordigheid. U is God, maar U kies om by ons te wees. U kies om saam met ons te wandel in verhouding. En vanoggend sê ons dankie vir dit. Dankie dat U nie ver is nie, maar dankie dat U so naby is. En ons eer U. Ons eer U. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've done. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Ek wil net sê, ek en Louise het gepraat voor die tyd, ons het nie geweet dat die liedjie was op ons lysie vir oggend nie. So dan kan ons werklik weet dat Heilige Gees iets in ons harte wil kom doen, ons Gees wil kom doen, om ons net weer terug te bring by die plek hoekom ons aanbid. Ons is gemaak vir hierdie plek, ons is gemaak vir intimiteit. David sê, I was knitted together, woven together in the secret place for the secret place. Maar as gevolg van die wêreld en soveel stemme en dinge verloor ons daai bekendheid van die plek waarvoor ons gemaak was. En wanneer ons in tye kom op Sondag, nie net op Sondag nie, Rico gaan bietjie deel oor dit. Wanneer ons aanbid, dan bring ons terug op daai plek wat eintlik so bekend is. Daai plek waar dit jy en hy is. So ek wil jou vir 'n oomblik nooi met alles in jou te vergeet van almal om jou. En hierdie jou lied te maak vandag, jou gebed te maak. Ons gaan afsluit met hom voor Rico iets gaan deel. Maak dit jou gebed. Vra Jesus, kom trek weer reg, kom bring in lyn waar dit oor soveel ander dinge begin gaan het. Die rede hoekom ons bestaan, die rede hoekom ons leef, die rede hoekom ons harte klop en ons asemhaal, is vir hom, die een wat waardig is. In him created for him. En mag jy vanoggend weet dat hy vir jou so lief is, dat hy jou uitnooi, dat hy sê kom by daai plek. Jy is myne. Ek sien jou raak vanoggend, jy voel dalk niemand anders sien jou raak nie, maar ek sien jou. Ek sien jou. Ek sien jou vreugde, ek sien jou swaar kry, ek sien jou en ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou, kom vanoggend soos jy is. Moenie eers 5 stappe probeer doen hoe om dinge reg te maak nie, kom soos jy is vanoggend. Dit is sy uitnodiging, sy arms is oop. En hy sê kom naby.
kom nader as wat jy ooit van tevore was. Ek ervaar jy so baie wat van 'n distance af kyk en jy begeer dit, maar jy weet nie om daar te kom nie en ek voel net die Here sê, my arms is vir jou oop vanoggend. Kom kyk in my oë en kom sien dat ek vir jou lief is en op jou trots is. Through Jesus Christ there's no separation. En wanneer ons ding in ons lewe het, dan sê ons jammer en ons lê dit neer en daar is geen separation nie. So kom naby, so net jy en hy vir 'n oomblik. Vergeet van alles, vergeet van die persoon langs jou. Jy gaan eendag voor hom staan, net jy en hy. Moenie dat dit 'n vreemde plek vir jou is nie. Wanneer jy voor hom staan, mag dit so 'n bekende plek wees, Jesus. Terwyl ek op aarde was, het ek voor U gestaan, ek het vir U gekyk. En hoe wonderlik is dit nou om U face to face te sien. So I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about You. It's all about You, Jesus. King of endless worth, as no one could express how much You deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is Yours, every single prayer, I'll bring You more. I'll bring You more than this song, for a song in itself is not what You have prepared. You search much deeper through the way things appear. You're looking into my eyes. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about You, it's all about You, Jesus. Oh, it's all about You. This morning I'm coming back to my first love, back to Your feet, Jesus, for this is where I belong. And I lay down my crown, I lay down my heart,
I give it all to you. Oh, and I pour out all my worship. I pour out all my work. Can we sing it to him? Just empty your heart. Maak het jou hart leeg vanoggend. And I pour out all my worship. Oh yes, I pour out all my worship. I pour out all my worship. I pour out all my worship. And I pour out all my worship. Oh, I pour out all my worship. One last time, let's sing it out there. Oh, I pour out all my worship. I pour out all my worship. And I pour out all my worship. 'Cause you are worthy. Ek wil vra terwyl ons so in sy teenwoordigheid is. Daar waar jy met jou oë toe staan of sit. Ek dink so baie aan Lukas 15. En ek dink baie keer as ons die 3 verhaaltjies lees van die verlore seun en die skaapwagter wat die een gaan haal het en die 99 gelos het en die vroutjie wat die silwer muntstukkie gesoek het. Ek dink baie keer as ons dit lees, dan sien ons onsself eers te raak in die storie. Ja, ek was daai muntstukkie. Ja, ek was daai skapie. Ja, ek is daai verlore seun. En dis verseker waar, maar ek onthou so 2 jaar terug lees ek hierdie verhaaltjies oor en oor. En iets tref my hart en ek besef maar eintlik gaan hierdie storieetjies nie eers oor my nie. Eintlik gaan hierdie stories oor die skaapwagtertjie wat bereid was om die 99 te los om die een te gaan soek. Die vroutjie wat nie ophou soek het tot sy daai muntstuk gekry het nie. En die pa wat gebid het en gewag het en toe die seun aangekom het, het hy nie gewag tot hy by hom kom nie, maar hy het na hom toe gehardloop. Ek lees Openbaring 4, 5, 6 en 7 en iets val my op dat die lied wat hulle sing in die troonkamer gaan alles oor hom. Daai fokus in daai troonkamer nou, soos wat ek en jy worship hier in die troonkamer van God, is die fokus op die een wat op die troon sit. O geliefde, baie keer kan ons dit so oor onsself maak. En ek is op my knieë vandag, want ek onthou in 2016 het ek gedink ek het dit alles vir hom gemaak, maar ek het dit alles vir myself gemaak. En ons was in Israel en hy het ons ontmoet in die tuin van Getsemane op die Olyfberg. En daai oggend het ek opgekyk na die hemele toe met trane in my oë en ek het bely voor die Here en ek het gesê, ek onthou in die begin was ek bereid om alles vir U te gee. Maar met 'n swaar hart moes ek erken en ek het vir hom gesê, Here, maar hier waar ek staan vandag moet ek bely dat ek is op 'n plek wat ek verwag het van U om alles vir my te doen. Ag, en ek wil jou vra vanoggend, miskien is dit net 'n vinnige uitnodiging, miskien is dit rou, miskien is dit so 'n bietjie op die spot, maar miskien is jy een van daai wat die laaste paar jaar baie oor jouself gemaak het. En ek wil jou vra, wil jy nie ook op jou knie gaan miskien vanoggend en net vir die Here sê, ek is jammer, hierdie storie, alles gaan oor U, my drome, my aspirasies, my besigheid,
my finansies, my huwelik, wil ek inskuif in u storie in u groot verhaal in. Ek wil nie probeer inpas in my boksie en in my storie nie. Maar Here, my klein storie is deel van 'n baie groter storie. En ek wil jou vra vandag, wil jy dit nie vir hom kom teruggee nie? Wil jy nie hom weer op die troon sit waar hy hoort nie? Casting Crowns sing 'n liedjie, it's a slow fade when you give yourself away. En baie keer kom ons dit nie agter nie. Baie keer kom ons op 'n plek wat ons saam met Jesus loop, maar ons is soos Judas aan die tafel wat nie verstaan wat Maria doen nie. Partykeer word ons harte koud. Partykeer is dit die sorge van die lewe wat ons aftrek en ons moedeloos maak. En ons hart onreaktief maak teen die dinge van die Here. Maar ek ervaar vanoggend is daar geleentheid. One moment with the King changes everything. Hy kan in 'n oogwink vir jou lewe gee. Hy kan in 'n oogwink 'n fontein laat uitspruit uit jou binnekant uit, soos wat die skrif sê, dat strome van lewende waters op by jou binnekant uitvloei. Dit is wat hy sê en dit sal so wees. En ek sien hoe hy in hierdie oggend kompasse kom regtrek na die ware noord toe. Ek sien hoe hy ek sien sonneblomme wat draai terug na die son toe. Ek sien oë wat skuif terug na die fokus op Jesus toe. Hier is die amazing ding van aanbidding, en wat jy dalk vanoggend ook beleef het, dat ons het dalk nie een keer gesing dat hy die God van genesing is, of die God van deurbraak nie, want hy is dit. Ons het net vanoggend gesing hoe mooi hy is, hoe groot hy is, hoe heilig hy is. En geliefde, net deur dit, sonder dat jy dit dalk agterkom, is daar uitreiling in die gees wat plaasvind. En soos die skrif sê, he gives beauty for ashes and joy for mourning. Hy vat daai swaarheid, hy vat daai depressie, hy vat daai vrees, sonder dat jy dit agterkom, en jy het nie een keer in jou worship vir hom gevra om dit te vat nie. Jy het net vir hom gekyk, want Paulus sê dat soos ons vir hom kyk, word ons getransformeer in sy teenwoordigheid om meer soos hy te wees. Dat die skrif sê, as he is seated at the right hand of the Father, so are we on this earth. Sonder pyn, sonder seer. So ek wil vir jou vra, gee dit vanoggend vir hom. Sit hom terug op die troon, daar waar hy hoort. En ek wil jou sommer net bemoedig vanoggend, ek dink baie keer sien ons hierdie hele ding met Jesus as 'n lysie, en Jesus moet tog net heel eerste op die lysie wees, en hoe meer ons hom daar probeer hou, hoe meer sukkel ons. En miskien wil ek jou perspektief bietjie verander. Wat van as jy Jesus van nommer 1 afhaal, maar jy sit Jesus in die middel van alles van jou lewe? Want dan sal hy nog steeds eerste bly. Geliefde, Jesus wil deel wees van daai plekke in jou lewe waar die tekke die teer tref. Hy wil deel wees van daai moeilike situasies. Hy wil deel wees van jou moeilike huwelik. Hy wil deel wees van jou tekortkominge. Hy wil deel wees van jou werkplek. En so om Jesus in die senter te plaas van jou lewe, beteken dat jy bewus sal wees dat hy is. Nommer 1, en hy is deel van waarmee jy besig is. So Here, ek wil vra, kom vat hierdie werke uit ons uit. Kom vat die streef uit ons uit. En mag ons net 'n groter ja gee. Want die groot realiteit is, Here, U het geweet dat ons gaan nie onsself kan fix nie. Daarom het U gekom. Daarom het U as die offer, was U geslag vir ons, die lam voor die grondlegging van die aarde, sodat ons een met U kan wees. Bly net so vir 'n oomblik. Efesiërs 5, so 'n gedeeltjie wat ons baie preek op troues, van mans, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Jesus die kerk lief het. Maar daar's iets profound wat hy daar sê. Hy sê dat Jesus het in sy bruid kom sit, dit wat hy soek. Okay?
So my vraag vanoggend, so voor ons transisie is, wie is die een wat die werk doen? Jesus is die een wat die werk doen. Hy het in my en jou kom sit wat hy soek. En ek onthou een van die stigters van Doxadeo groep in Pretoria, baie wyse man. Sit ons eendag so saam in ontbyt eet. En hy haal hierdie skrifgie aan en hy sê hy was op 'n troue waar hy nie die paartjie getrou het nie, maar hy het in die banke gesit en die pastoor lag so toe hy vir die bruidegom se pelle kyk en hy sê vir hulle, julle dink seker nou hierdie man is lekker dom wat hier voor staan. Dat hy alles wat hy nog ooit in 'n vrou gesoek het, in hierdie een vrou gaan vind. Julle dink seker is dwaasheid. En hierdie oom saam wat hierdie storie vertel, sê vir ons, hy ry daai middag huis toe, in sy kar en hy huil voor die Here, as bruid. En hy sê vir die Here, Jesus, hoe is dit moontlik, as u na my kyk, dat alles wat u nog ooit in 'n bruid gesoek het, wil u dit in my kom vind, Here, maar ek is so nietig, ek is so sondig, daar's net nie 'n manier nie, en hy huil voor die Here, sê, ek is jammer, ek gaan nooit vir u daai bruid kan wees nie. En Jesus sê vir hom, dis nie jy wat die werk doen nie, ek het in jou gesit, dit wat ek soek. So geliefde, ek wil vandag vir jou sê, mag dit jou vry maak. In sy teenwoordigheid is 'n plek waar ons kan vry wees, in hom is ons vry. In hom gee ons oor, sodat sy waarheid en sy woorde, soos wat die skrif sê, ons kan was. Al die onsuiverhede uit ons kan kom uithaal, die manier hoe ons dink, die manier hoe ons leef. En weet julle wat, hy doen dit so sag, en hy doen dit so geduldig. Ons is ons grootste kritiek, veral ons manne ook, ons sit soveel druk op onsself. Ek onthou ek bedien in Rustenburg, gaan nou vir julle, bly net so, ons gaan nou oorgaan. Ek onthou ek bedien in Rustenburg laas jaar by 'n manneding, dat aan die einde van die sessie, dat daar 6 tot 8 mans uitkom wat wil selfmoord pleeg daai dag. En hoe die Here hulle een vir een encounter het, en hulle lewens begin verander het. Dis nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd om op te gee nie. Ek weet hoe kom voel ek met hierdie deel nie, maar is van julle manne wat dit moet hoor vanoggend. Dis nie die moeite werd om op te gee nie. Bethel sing 'n liedjie wat hulle sê, for the sake of the world, light a fire in me. Manne, wanneer jy na jou vrou en jou kinders kyk vandag, maak dit net jou gebed, sê, for the sake of my children, for the sake of my wife, verander my. Ek kan nie meer nie. Want dis omdat ons onsself probeer verander, dis omdat ons hierdie boksietiek Christene probeer wees, dat ons konstant voel ons val en ons kom kort. En hier's die ding, ons het onsself nie vir 'n boek vol reëls gegee nie, maar ons het onsself vir 'n man gegee met vuur in sy oë, wat aan die kruis gehang het. En wat die Gees kom doen is, die Gees maak die skrif lewendig, want die letter alleen maak dood, maar die Gees maak lewend. En as wanneer ons toelaat dat die Gees openbaar wie Jesus is, dan ontdek ons tussen daai swart en rooi woorde, ontdek ons bruidegom. En hy kom maak ons harte sag en hy kom maak ons vry. So ek gaan hierdie gebed release en dan kan ons lekker oorgaan en duik ons in. Here, ek wil kom bid vir elke man, elke vrou. Ek wil vra dat U hulle sal kom vrymaak teen godsdienstige werke. Ek bid dat U sal kom en dat hulle bewus sal wees dat dit wat U soek het U reeds in hulle elkeen geplaas. Dat niks wat hulle meer gaan doen of minder gaan doen, gaan U liefde vir hulle verander nie. Ja, natuurlik is U so lief vir ons dat U sal ons nie los soos wat U ons gevind het nie. U transformeer ons om meer soos U te wees. Here, vir elke man hier wat druk ervaar in hierdie gebou, in hierdie seisoen van sy lewe, Here, wil ek verklaar dat selfmoord en enigiets anders wat buite U wil is nie die moeite werd nie. En Here, U sê vandag, my seun, kies lewe of dood, jy moet die keuse maak. Maar Here, U nooi ons uit om die
pad van lewe te kies. Want U het gesê, dis nie net lewe in Johannes 10:10, maar dis lewe en lewe in oorvloed. It's life and life in abundance. So Here, kom. Heilige Gees, kom en doen wat net U kan doen. Trek reg soos net U kan reg trek. Bemoedig soos net U kan bemoedig. Wys tereg soos net U kan teregwys. En mag ons harte oop wees om te ontvang. Mag ons harte oop wees om toe te laat dat die Gees van waarheid ons sal lei in alle waarheid. We honor you. In Jesus' name. En almal sê, amen. Ek sê altyd, dit is so moeilik om te transisie. Maar hier is die ding wat ek wil net hê julle moet almal bewus wees van, is dat ons aanbidding stop nie, hoor. Ons het dalk nou ophou sing, maar ons aanbidding stop nie. Ek dink so terwyl ek worship hier agter, aan 'n storie van na die aanbidding verby is, na die diens, stap 'n vroutjie op na die pastoor toe en sê vir die pastoor, pastoor, ek het nou nie van vandag se aanbidding gehou nie. En die pastoor staan so rukkie stil en hy kyk hierdie vroutjie so en hy sê, Tannie, dis okay, ons het Tannie nie aanbid vandag nie. Ag julle, ons het die laaste paar jaar die voorreg gehad en 'n begeerte wat die Here wakker maak in ons harte om in die Midde-Ooste in te gaan, Turkye en van daai areas, Lebanon. En weet julle wat die ding daar is, dat daar's niks aanloklik van die worship tye daar nie. En hoe ons westerse kultuur gewoond geraak het aan nie. Daar's nie smoke masjienkies nie, daar's nie liggies op die stage nie, niks fancy nie. Jy kom in Istanbul aan en dan vat jy die trein en klim jy af, dan loop jy verby aktiewe moskeeë waar hulle besig is om hulle gode te aanbid, dan sneek jy in, en wat lyk soos 'n boekwinkel is eintlik 'n plek waar gelowiges van Jesus bymekaar kom, en dan gaan jy af met die trappies in 'n basement in, soos hulle dit in Engels noem, en daar is net 'n paar speakertjies en 'n gitaartjie en 'n paar stoeltjies. En dan saam met die Turkse mense, dan sing ons vir Jesus, en weet julle wat, niks fancy nie. Net eenvoudig en sy teenwoordigheid vul die kamer. En ek besef net so dat dis die Gees van die Here wat vrymaak. Dis die salwing van die Here wat die jukke breek. En daarmee sê ek nou nie, haal julle mooi liggies af en moenie julle smoke machines doen, dis nie wat ek sê nie. Ek dink ek besef net die gevaar, veral vir ons wat hier dien, die gevaar van wat ons gewoond aan is, maar wat die Here soms sê, luister, stop trusting in chariots and horses, but trust in my name. Want my naam alleen gaan jou vrymaak. En ons sien dit daar in die Midde-Ooste, in die gebedskamers, hoe mense die klanke hoor van aanbidding en hulle kom in, nie om te redeneer nie, nie om te praat oor wie se geloof is die waarheid nie, om Jesus te vind. Want Jesus is besig om in drome homself aan mense te openbaar. En hulle kom daarin en hulle sê, die man met die wit kleed met die gate in sy hande, het vir my hierdie en hierdie gesê, en weet julle wat, dan is dit suiwer skrif. En dan vat julle, dan wys julle actually waar die skrif hier in die Bybel staan, van wat die man in wit vir hulle in hulle drome kom sê het. Ons lewe in 'n exciting tyd. Ek gaan my woord probeer kort hou vanoggend. Ek wil begin en vir julle sê dat, kom ek begin met hierdie skrif, Amos 9 vers 11 sê, In that day I will restore David's fallen shelter, I will repair its broken walls, and restore its ruins, and will rebuild it as it used to be, so that they may possess the remnant of Edom, and all the nations that bear my name, declares the Lord, will be these things. So Amos maak release hierdie profesie oor iets wat sou kom, iets baie groter as wat die Israeliete in Jerusalem nog ooit gesien het. Jy sien, daar was 'n skaapwagterseentjie met die naam Dawid, né? Ons almal ken vir Dawid, weet van hom, gelees van hom. 'n eenvoudige seentjie wat ook laaste in die ry was toe
Salomo 'n koning kom salf het, die een wat nie eens regtig raak gesien was nie, maar die een wat verlief geraak het op die koning van die konings met sy harpie onder die sterre. Die een wat versteek was, die een wat weggesteek was. En hy word gesalf op die ouderdom van 14, 16 jaar oud, maar hy word eers aangestel as koning op die ouderdom van 30. Ek wil net vir jou sê, God is die God van die proses. Jy het dalk 'n woord waaraan jy vashou, hou vas aan daai woord, want hy is nie 'n man dat hy sal jok nie. Maar sy tyd is die regte tyd. Amen. En so, toe Dawid aangestel word, wonder mens, uiteindelik na 14, 15 jaar word hy koning. En wat is die eerste ding wat Dawid doen? Nee, ek soek soveel perde en soveel beeste en ek soek 'n mooi paleis. Dis nie wat Dawid doen nie. Jy sien, Dawid het regtig sy skepper ontdek onder die sterre. Verlief geraak op hom en besef dat niks anders kan vergelyk met wie hy is nie. Nie sy 1000 perde, al sy beeste, al sy kastele nie. Maar die eerste ding wat Dawid doen is, hy stuur sy messengers uit in die nasie om vir hulle te sê, gaan maak die volgende aankondiging. Dat the ark of the presence of the Lord gaan terugkom na sy regverdige plek toe waar dit hoort. Want in die dae van Saul was dit nie nodig nie. Dit was nie vir Saul, koning Saul 'n prioriteit dat die teenwoordigheid van die Here moet wees waar dit moet wees nie. Is dit nie profound nie? Van alles wat hy kon verklaar of sê, maak hy hierdie eerste verklaring. Hy sê, dit is die eerste skuif wat ons gaan maak van my as koning. Soveel so dat die begeerte in sy hart so groei en die bloudrukplan God vir hom gee, dat hy 'n begeerte het om 'n woonplek vir God te skep. Dat hy 4000 leviete aanstel om dag en nag vir God te sing en te profeteer. Gaan lees dit, 1 Kronieke 26. En apart van dit is hy koning, so hy het 'n lekker bankrekening, so hy betaal hulle. Hy stel hulle aan en hy sê, dit is wat julle gaan doen. Julle gaan vir hom sing dag en nag, saam met 188 musicians wat saam speel. Imagine dit, né? Imagine jy stap in daai vertrek en daar's 4000 leviete wat vir hom sing. En 188 musicians wat skillfully speel, want dis die ding met Dawid, hy was betrokke in elke faset van die tabernakel. Die uitdeel van die instrumente, die maak daarvan, die aanstel daarvan. Maar dan kom Jesaja 11 en hy maak die volgende verklaring. Hy sê, then a shoot will spring from the stock of Jesse, wat David se vader was, and a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom, understanding, the Spirit of counsel, strength, the Spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. Hierdie branch, hierdie stok wat uit Jesse uitkom is wie? Jesus. Jesaja maak die verklaring en hy sê, wow, hierdie is alles amazing, maar julle het nog nie 'n worship beweging gesien nie. Dink aan die beste, die greatste worship beweging wat jy nog ooit gesien het. Ek weet nie, wat se name kom op. Jesus Culture, whatever. David, iets wat Israel nog nooit beleef het nie. Maar hierdie profesie kom en hy sê, maar wag, daar gaan een groter as hy kom. En sy naam is Jesus Christus. En Jesus kom, soos hulle in die Engels sê, revolutionize hierdie beweging tot iets wat tot in ewigheid sal staan. Hy kom en implementeer iets wat alreeds bestaan, maar wat oog nog nie gesien het nie. 1 Petrus 2 vers 9 sê, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Het jy geweet dat ons wat vandag hier sit, is 'n heilige priesterdom? Die eenvoudige funksie van 'n priester in die tempel was om te fasiliteer die dinge van die Here. So ons is nie meer leviete nie, maar ons is priesters, hoëpriesters van die Here God, 'n heilige priesterdom wat God se teenwoordigheid fasiliteer oral waar ons gaan. Jy sien, Jesus kom by die vroutjie in Johannes 4. En ek kan julle nou beloof, en ek is oortuig daarvan, dat Jesus se hart was nie
eerste om die stad Samaria te evangelize nie. Sorry vir al die Engels. Maar sy hart was werklik om daai dag daai vroutjie te ontmoet by die waterput. Sy begeerte was, hy het sy hele skedule verander. Waar die disippels vir hom gesê het, ons hoef nie hier te loop nie, Rabbi, ons kan 'n ander pad vat om uit te kom waar ons moet uitkom. Maar Jesus sê, ek moet hier deurgaan. Want hy het geweet, daar is 'n vroutjie wie hy gaan aanraak wat nodig het om hom te sien. En op daai dag maak hy 'n klomp radikale verklaringe. Hy as die ewige fontein sit op 'n mensgemaakte put. Wat kan uitdroog? En hy maak 'n verklaring en hy sê vir as jy drink van hierdie water, gaan jy vir ewig dors bly. Maar as jy drink van my, sal jy nooit weer dors bly nie. En sy is nogal so, wie laat jou dink, sy praat met Jesus, wie laat jou dink dat jy is beter as ons voorvader Jakob, wat hierdie put gegrawe het? Lang storie kort, sy besef dat hy is die Messias, sy encounter hom en sy gooi haar waterbakke neer as 'n teken dat haar soeke het gestop. Daai hierdie dag toe jou soeke gestop het? Daai hierdie dag toe jy ophou gejaag het na mensgemaakte fonteine toe? En jy die een gevind het en jou lewe was nooit weer dieselfde nie. Ek sê vir ouens in Witbank word ons wakker in die oggende met die voeltjies wat ons wakker hoes. Maar in daai seisoen het die geklink of die voeltjies se neuse oop is en hulle fluit baie mooi. My lewe, dag toe ek my hart vir die Here gee het, jy wil die hele wêreld bekeer. En Jesus sê vir haar dat die tyd het aangebreek dat julle nie meer langer op hierdie berg of in Jerusalem die Vader gaan aanbid nie. Maar dat hy soek die wat hom in gees en waarheid sal aanbid. Hoekom? Omdat hy onseker is oor homself. Dink julle God maak duisendes bymekaar want as ons dag begin en die son kom op in die oggend hier in die winter, dan is hy onseker oor wat met ons lewens moet gebeur. En hy is soos, Enrico gaan deur moeilikheid, ek weet nou nie wat om te doen nie, engele sal julle my net gou 'n bietjie aanbid, dat ek net weer goed voel oor myself. Dis nie wat hy daar sê nie. Maar hy soek die wat 'n ware openbaring van hom dra, en apart van dit, gaan hy sy gees uitstort in elkeen wat hom aanneem, op alle vlees, en hulle sal hom aanbid in gees en waarheid. Hier's die amazing ding wat A.W. Tozer sê, in the book, Dwelling Place of God, hoor hierso, hy sê dit so, in lig van hierdie gedeeltetjie. True religion is removed from diet and days, so dit wat ons eet en vandaar, from garments and ceremonies and placed where it belongs, in the union of the spirit of man with the spirit of God. So hy sê, dit wat Jesus kom doen het, ware godsdiens, gaan nie oor wat jy aantrek of wat jy eet nie. Dit gaan nie oor jou ceremonies en wat jy dra nie. Dit is nie meer gebonde aan 'n plek nie, maar dit is in daai gemeenskap tussen jou en Jesus, deur die Gees. Jy sien, Dawid het iets begin aan die gang sit, in Moses se tyd was daar offers van diere gebring, in Moses se tempel. Maar in Dawid se was dit offerings of praise and worship, wat hy hulle betaal het om dit te doen. En Jesus kom vat dit 'n stappie verder, en dis wat A.W. Tozer sê, aka, dat nou is worship, aanbidding is nie meer gekoppel aan wat ons doen, wat ons sing, of gebonde aan 'n plek nie, maar aanbidding is nou wat? Dit is wie ons word. In Romeine 12 kom hy so mooi, Paulus skryf, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Dis die skrif wat hierdie sê. This is your true and proper worship. Nee, maar ek dog is 3 vinniges en 2 stadiges op 'n Sondag. Worship boetjie aan, worship boetjie af, worship boetjie. Maar nou sien ons dat Jesus se begeerte was nog altyd dat ek en jy die offer sal word op die altaar. Die aanneemlike een, die een wat die aroma van Christus versprei, soos Paulus van praat. Jy sien die kruis, soos hulle in Engels sê, the cross demands a response. What Christ has done, Paulus praat nie hier met die kerk en hy sê vir hulle,
11 hoofstukke later, sê hy nie vir hulle, wel, jy weet, ek het nou so baie gedeel oor Jesus se genade en sy liefde, en dit wat Christus kom doen het, en ek wonder net of julle dit nie dalk wil oorweeg, om in lig van wat hy kom doen het, julle lewens neer te lê nie. Paulus kom in die Engels en hy sê, I beseech you. Hy sê eintlik vir julle geliefdes, julle wat voor my sit, ek smeek julle. In lig van wat Christus kom doen het, deur sy lewe neer te lê, as bewys dat hy ons lief het, lê julle lewens neer op die altaar. Lê dit neer, want dit is die aanneemlike offer wat hy soek. Jy sien, wat die kruisiging beteken is, dat die bruidegom op sy knie neergegaan het, en na die bruid gekyk het en vir haar gesê het, sal jy met my trou? You see, the cross demands a response. En daai ja is nie net 3 vinniges en 2 stadiges op 'n Sondag nie. Die ja op Jesus se uitnodiging van sal jy met my trou is, Here, ek is bereid om alles te gee. Ek is bereid om my lewe op die altaar neer te, ek verloon myself. Daai woordjie deny beteken om te erken dat iets nie bestaan nie. Dit is die betekenis van daai woordjie deny. So as ons in Christus is, erken ek dat Enrico nie meer bestaan nie, maar dat ek ten volle syne is. Casting Crowns sing 'n liedjie, Let My Life Song Sing to You. Miskien is dit 'n ou, nie ou generation nie, maar dalk ons generation, hè? Dalk nie vir die jonger generasie nie. Dis vir my so mooi beskrywing, want hier is die ding, ons aanbid nie net wanneer ons hier binne is nie, maar jy aanbid manne van God of vrouens van God, wanneer jy om die boardroomtafel sit, of by die restaurant 'n meeting het, jy aanbid daar, jy bly daai offer. En voor ek klaarmaak, wil ek vandag vir jou sê, dat daar is net een soos jy. Daar is net een wat kan bring, wat jy bring. Maar saam in ons aanbidding en ons offer, vorm ons die liggaam van Christus. Een van die mooiste beskrywings van aanbidding wat ek al gehoor het, is sê, one of the most purest forms of worship is to fully express who God made you to be. Maar as ons nie op die altaar bly nie, ek wil amper vir jou dit so stel, ontneem ons die liggaam om 'n deeltjie van Jesus raak te sien wat hulle nooit sou sien nie. Maar wanneer ons intentioneel soos Paulus Jesus najaag en op die altaar bly, dan gaan ons ietsie na die tafel toe bring en mense gaan ons kyk en sê, Jesus is so mooi. As ek na jou kyk, sien ek iets anders van Jesus. Ek dink aan 'n drone shot lank terug wat iemand gemaak het oor Nelson Mandela se gesig, waar die hele nasie saamgekom het en sy gesig gevorm het. En dis hoe ek Christus se gesig sien. Is wanneer ons elkeen saamkom, dan vorm ons Jesus se liggaam. Ons vorm sy gesig en die wêreld kyk na ons en sê, wow, ek het nog nie so iets beleef nie. It's to fully express who God made you to be. Paulus skryf 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 17. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death, and to the other one we are the aroma that brings life. So hy sê, ons is nie net 'n aanneemlike geur onder mekaar as gelowiges nie, maar ook daar buite waar mense hom nie ken nie, is ons 'n geur wat vrygestel word. Ja, vir sommige sal dit die geur van dood wees, maar vir ander sal dit die geur van lewe wees. Wat se geur stel jy vry? As Casting Crowns sê dat ons is die life song, hoe klink jou lewenslied vir hom? Wat hoor hy? Wat ruik hy? Wat beleef hy as hy na jou kyk? En in dieselfde asem ervaar ek net, moenie dink dat hy na jou kyk en hy is ontevrede en ongelukkig oor jou nie. Maar weet dat sy hart het 'n brandende jaloesie in hom. Dat jy syne sal wees en dat elkeen wat daar buite is syne sal wees. En Paulus skryf in Efesiërs 1 dat hy het ons gekies in hom voor die grondlegging van die aarde. Maar elkeen moet daai keuse maak. Ek gaan afsluit met hierdie, is een van my gunsteling skrifgedeeltes.
Paulus praat in Handelinge 17 en hy skryf, God who made the word and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything. Ons het nou net daaroor gepraat. Since he gives to all life, breath and all things, and he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth. And has determined, hoor hoe profound is hierdie, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Hoekom? So that they should seek the Lord, in the hope that they might grope for him and find him. En dan sê hy hierso, though he is not far from each one of us, for in him we live and move and have our being. As also some of your own poets have said, for we are also his offspring. Wat sê hy hierso? Geliefde, daar is 'n rede hoekom jy in hierdie huis is. Daar is 'n rede hoekom jy in Middelburg is. Daar is 'n rede hoekom jy in Mpumalanga is. Daar is ewen ook 'n rede hoekom jy besig is om deur te gaan wat jy deurgaan. Want Jesus het al hierdie goed pre-appoint. Maar dan sê hy, hoekom? Here, hoekom moet ek deurgaan wat ek deurgaan? Mense sê mos oor jou familie ook al, Here, ek kon nie my familie kies nie, nee, het hulle vir my gegee. Here, hoekom moet ek die skoonma hê wat ek het nie, ek grap. Ons vra baie keer al hierdie vrae, maar die Here sê, daar is 'n rede hoekom, sodat jy my sal soek, Enrico. En dan sê hy, maar weet jy wat, Enrico, jy hoef nie te ver te soek nie, want in jou is ek, en in my is jy, en jou wese is in my. Want ons is nie human doings nie, ons is human beings. We are in him. So ek wil vir jou vra en ek wil jou bemoedig, en dis wat ek voel van die Gees vandag, en dan gaan ons afsluit, is bly op die altaar. Laat die vlam van die Heilige Gees deur jou brand, sodat jy daai offer is, hier in Middelburg, in Lighuis, in jou besigheid, as 'n onderwyser by die skool, as 'n mamma by die huis. As jy jou kindertjies se wasgoedjies was en jy hang dit op, wil ek amper met liefde sê, hou op moan en bid oor jou kinders. As jy daai broekietjie sien of daai rokkietjie wat jy daar op, bid oor jou kinders. Want dis hoe jy op die altaar bly. As jy nie 'n skorrelgoedwasser het nie en mans ons moet baie keer inspring in die huis help en die skorrelgoed was die skorrelgoed. Want is tot eer van sy naam. Kom ons brand vir hom. Dis nodig dat die wêreld sien. En ja, dit gaan van ons verg om anders te wees. Dit gaan van ons verg om keuses te maak wat teen die wêreld is. Dit gaan soms beteken dat jy van jou vriende gaan verloor, maar die Here is faithful. Hy sit jou in 'n huis vol geestelike boeties en sissies wat soms baie nader gaan wees as jou bloedbroers of susters. Want saam hulle doen jy lewe. Saam julle figure ons dit uit. En ons motiveer mekaar. Dit is so mooi. Mervis sê dit altyd vir ons. Hy noem my Rikkie, hy sê, Rikkie, ek het nodig dat jy Jesus najaag met alles in jou, sodat ek hom beter kan sien. Mag dit ons motivering wees. Mag ek nou om daan toe kom en sê om daan, jaag Jesus na met alles, want ek weet ek gaan iets van Jesus ontdek deur vir oom se lewe te kyk. En dit gaan my dalk net vry maak van iets. Amen. Wie jy ietsie sê? Okay. Ek gaan ons afsluit en dan gee ek vir Pastor JP oor. Is julle okay? Is julle nie deur my gemotiveerd nie? Is julle deur die Gees geïnspireer en gemotiveer? Amen. Here, ek kan nie help om eerstens net hierdie gebed te begin deur te sê dankie nie. Ek kan nie help om vandag vars te besef hoe intentioneel U is nie. Ja, hoe U vooruit kyk, hoe U besig is, dat U by ons elkeen wil stil staan. Ek kan nie help om te dink dat soos daai liedjie sê in die Engels, who am I that you are mindful of me? Wie is ek dat U sou kies om my U woning te maak? Soos Paulus sê, 'n nuttige kleipot. Maar Here, ek onthou die gesegde wat sê that God knew what he got himself into when he chose me. U het geweet.
En vir elkeen wat hier sit, het U ook geweet, en tog ken U ons gebrokenhede, U ken ons tekortkominge, maar U hou aan om ons na te jaag elke dag. Dis genade op genade en dis 'n onvoorwaardelike liefde. Here, ek bid vanoggend soos wat U ons kom bewus maak het, dat aanbidding nie net liedjies is wat ons sing nie, maar dit is 'n leefstyl. En dat dit nog altyd U begeerte was dat ons in U sal wees met U Gees in ons uitgestort om 'n brandende fakkel te wees in 'n baie donker wêreld. Here, en ons wil vanoggend kom sê, hier is ons. For the sake of the world, for the sake of my family, for the sake of my business, for the sake of my future. En hoe ook al daai lysie aangaan, come and light a fire in me. Light a flame in my soul for every eye to see. Mag ons lewens 'n aanneemlike offer wees. Mag ons lewens 'n life song wees wat getuig van die grootheid U liefde. Mag ons lewens so vrug dra dat mense Jesus sal sien, 'n godsvreesendheid hulle harte sal vul en dat hulle sal uitroep, Here, Here, hier is ek. Here, ek en Anja wil 'n seën oor hierdie huis kom bid, oor leierskap, oor hierdie stukkie bruid van die bruid. En ons wil vra, Here, seën hulle met alle seëning wat daar in die hemel is. Maak die hemele oop, trek hulle dieper in. Mag lighuis 'n lighuis wees vir Middelburg, vir Mpumalanga, vir Suid-Afrika. Mag lighuis soos 'n bakkery wees wat vars, lewende brood uitdeel vir die wat honger is, geestelik honger is. En saam as 'n liggaam wil ons U kom loof en prys vir die prys wat U betaal het, vir U liefde en genade. Ons is lief vir U. En almal sê, Amen. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?